Die Here uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U alleen behoort die krag en die heerlikheid tot die ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ek wil en dat ons saam belydenis doen van ons geloof, kan dit saam in die hart doen, ons net opnuut weer dink, wat is dit wat ons as gelowiges saambind, die basis van ons geloof? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom en te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, glo in die heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Ek wil net so 3 kort gedeeltes, eintlik so 4 tekste saam met julle lees. Die eerste, Genesis 1, vers 27. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hulle geskep. Belangrik hier woord hier, as beeld van God het hy die mens geskep. Dan in Genesis 17, vers 1 en vers 2, hier in einde vers 1 sê hy, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. En ek sal my verbond met jou sluit. Lewe naby my en wees opreg. En dan in Esegiel 20 vers 19. Lewe volgens my voorskrifte, kom my bepalings na en lewe daarvolgens. Lewe naby my, wees opreg, volgens my voorskrifte, kom my bepalings na, lewe daarvolgens. Ek sluit met jou 'n verbond, ek verbind my aan jou. Ons lees net tot hier. As ons hierdie gedeelte lees, en ons lees deur die Bybel, en ons kyk na God se skepping, dan besef ons, God het die mens gemaak anders as die hele skepping. Die mens, die een wat kommunikeer, die een met wie God kom praat. God maak dus die mens vir 'n verhouding met hom. Totaal anders vir 'n spesiale verhouding met hom. En hierdie mens word so bederf as ons sien hoe God die skepping gemaak het met al sy heerlikheid en heel in die begin, wat hy vir hom alles gegee het en om daaroor te heers en net te geniet. Dan ken ons ook die verhaal van die Bybel, die verhaal van ons lewe en dit wat ons elke dag belewe. Dat ons leef in 'n wêreld en ons reis met God in hierdie wêreld. En hierdie verhouding wat God in gedagte het, leef ons in 'n wêreld wat deur keuses en kragte
beïnvloed word wat op ons as mense werk. Kragte en keuses en verleidelikhede wat hindernisse kom bring. Hierdie verhouding wat God met ons in gedagtes het. En ons sien dit sommer vroeg. Die mens wat stoei met hierdie goed, wat so aanloklik lyk, heel in die begin sommer, nog daar in die paradys, waar hy hierdie eerste mense gemaak het. En alles in hulle hande gesit het. Dis die eerste verleiding. Eet van hierdie boom. Leer wat ons sal sterf, sê julle sal nie sterf. God wil nie hê julle moet daarvan eet nie, sodat julle nie al die kennis het wat hy het. En dan dink ek van my onsself, wat 'n ongelooflike begeerlikheid om soos God alles te mag weet. En in daardie oomblik en met hierdie sug na meer en dit wat alles hierin kan kom, vergeet ons alles. En die versoeking val met die verskriklike gevolge daarvan. Ons leef in 'n wêreld wat beïnvloed word deur al hierdie soort hindernisse, verleidelikheid. En ons spartel daar, ons kry swaar daar. Nou, die volgende prentjie, wil ek sê, ons praat vanmôre oor die hindernisse op ons pad. Nou kom ons kyk na die volgende ene. Die hindernisse op ons pad het 'n versamelnaam, sonde. Maar nou het ek die Engelse woord gesit, want dit was my nogal aangrypend. 'n Engelsman wat dit so verduidelik het, en dit was vir my nogal besonder, daarom moet ek hierdie woord gebruik. Hy sê sonde, hy sê die Engelse woord, sin is a belt, the I in the middle. Nie die lettertjie, maar die ek. Sonde gaan oor die ek wat in die middel kom. Die ek wat te belangrik word en groter as God. Dit gaan oor die ek, selfgesentreerdheid, selfsugtigheid en dit wat ek begeer vir myself. Dit gaan oor die ek. Kyk ons na die volgende ene. Sonde lê dan in hierdie ek, die selfgesentreerdheid, eerder as God gesentreerd. Ons probleem lê daar, dat ons nie God gesentreerd leef en dink en droom en beplan, maar self gesentreerd, oor my, waaroor ek droom. Die volgende ene, sonde, die Griekse woord vir sonde is hamartia, wat beteken om die teiken te mis. Om die teiken te mis. So sonde is dit wat maak dat ek die teiken van God vir my lewe, naamlik om in hom in 'n verhouding te lewe, gehoorsaam in sy wil, sodat hierdie droom van 'n besondere lewe kom skade ly. Want in Genesis 1 vers 27, as God dan kom, dan sê hy, ek sluit 'n verbond met jou en julle moet my volk wees. Ek sal julle God wees, julle moet my volk wees. Hy maak 'n ooreenkoms. Ek maak julle die kroon. Ek gaan julle ooreenkoms aan. Ek het vir julle alles in plek gesit. Ek sal God wees, ek sal sorg. Hierdie perfekte, mooi, oorvloedige prentjie lewe net naby my en kom hierdie bepalings na. Sonde is nou hierdie dinge, hierdie hindernisse wat in die pad kom dat ek uitkom by hierdie verhouding met God, die volmaaktheid van hierdie dinge. Nou goed, die volgende as ons daarna kyk, dis nou belangrik dat ons môre fokus op die hindernisse en om hierdie goed te oorkom, want dit is belangrik. Dit is belangrik dat ons die dinge wat in die pad staan van hierdie
spesiale verhouding wat God met ons wil hê, dat ons hierdie dinge kan raak sien. Want ons moet hierdie goed wat so maklik deel word, wat ons nie altyd besef nie. Ons moet hierdie goed in ons eie lewe begin identifiseer, dat ons weet, dis die vyand van die oorvloedige lewe, hierdie dinge. Nou, slegs as ons gehoorsaam aan God se bepalings en naby hom leef, sê hy, dan word hierdie verhouding moontlik. Nou die eerste hindernisse gaan vir my oor, as ons nou kyk na die volgende oor, wat is dit wat tussen ons en God kom? En nou kom ons terug by die groot probleem, die ek en die middel. Selfgesentreerdheid, selfsugtigheid, die eie ek. Dit gebeur so maklik in so baie mense se lewens, is die versoeking daar, dat my fokus gaan op hoe ek myself sien en hoe ek myself in hierdie wêreld moet laat geld, ook 'n naam moet maak, 'n posisie moet kry, kan sorg, selfstandig wees. En in hierdie hele dryf om selfstandig te wees en na myself te kan kyk, raak hierdie ek groter as enigiets anders. En sonder dat ons dit dikwels raak sien, om dit die oorheersende, dis die ek-gesentreerdheid, die selfgesentreerdheid, in plaas van God. En so gebeur dit dat my lewe gaan oor my drome, my ideale, my keuses, dat ek die beheer moet vat oor my eie destiny, my eie uiteindelike, my eie verwesenliking. En in hierdie hele strewe, wanneer hierdie dinge so skeef getrek raak, dan kom ons by totale ongehoorsaamheid aan God. In plaas van dat ek God volledig vertrou met my lewe. Dat hy die God is wat sê, ek sal julle God wees, ek sal versorg, ek sal sorg vir die veiligheid. In plaas van dat ek hom eer as die bron, die alfa en die omega van my lewe, sit ek myself en my vermoëns in die middel. Ek sal self. En ek kry hierdie gesindheid van die verlore seun. Ek vra vir my pa al my goed, en ek vat die pad, want ek gaan ernstig daar ver, op my eie, onafhanklik van my pa en my broer, gaan ek vir myself plek en los weg. En weg, vertel die Here Jesus die verhaal, weg van ons hemelse Vader, ongehoorsaamheid, onwilligheid om aan hom te onderwerp, probeer hy, en leef hy sy eie droom, en val alles in mekaar, en is dit die boodskap wat die Here vir ons leer, hierdie boodskap, om weg te trek, en om te wil self, is vernietigend vir ons lewe. Om toe te laat, dat my drome en my dinge oorheers, kom ons by die punt dat ek sê, ek doen dit op my manier, dan, terwyl ek in hierdie goed sit en dink ek aan die bekende lied van Frank Sinatra, waar hy sing, I did it my way. En so dikwels hoor jy as mense dan praat oor hulle sukses, en dan sê ek het dit en ek het dat, en dan hoor ons hierdie lied wat hy eintlik sing oor homself en wat hy gedoen het. I did it my way. Ek het dit gedoen. Ek het dit alleen gedoen. Ek het dit losgeveg. Ek het 'n vervreemding van God. En ek is so besig met hierdie dinge, dat ek my verhouding met God afskeep. Ek onthou jare gelede wat ek by iemand gaan huisbesoek doen, hierdie ou het gewerk. Hy het oortyd gevat, en hy het ander jobbies so tussenin gedoen. En ek gaan praat eendag met hom, hy kom nooit in die kerk. Sê dat hy ergens heel gaan naweek, maar hy kom nooit in die kerk.
En toe kom daaroor vra, toe sê hy vir my, kyk jong, mense het net soveel tyd wat jy jonk is en sterk genoeg is om ergens te kom en by mekaar te maak. En ek werk 6 dae week, en Sondag dan rus ek. Sondag dan rus ek. Ek doen dit my manier. Ek sorg vir my eie destiny. En God met jou kant te staan. Ergens dit eendag, dan sal dalk 'n plek wees. Maar hierdie vervreemding, uiteindelik wat net ek is, gaan nie net tussen my en God, dat ek aan hom ongehoorsaam word, nie vir hom 'n plek gee nie. As 'n mens van God vervreem, dan kom die volgende en dan kom die dwarslyn. So kyk na die volgende ene. Dan kom die vervreemding tussen ons en ons medemense. Want as ek is en ek kyk net na my wêreld, dan kom hierdie gesentreerde, selfgesentreerde lewe waar ek nie meer begrip en gevoel het vir ander mense. Waar ons op hulle trap. Ons gebruik hulle net. Ons sien hulle net as 'n stepping stone of ernstig waar ek hulle uitbuit, selfs familie, ouers, geliefdes wat uitgebuit word. Misbruik van mag, as ek ernstig mag het, as ek dalk die mag het van die geld, dan maak ek hulle van my afhanklik en hulle moet my bedien, hulle moet maak soos ek sê, en spring soos ek sê. En hierdie magsposisie wat ek kry, wat ook ernstig in die samelewing, waarmee ek mense onderdruk, hulle misbruik, hulle seermaak, fisies, emosioneel, geestelik. Ek praat sleg oor mense, ek praat hulle af, sodat ek van hulle kan steel, nie net eiendom nie, maar steel hulle geleentheid, steel hulle idees, steel die liggie wat, in die plekkie wat hulle dalk in die wêreld nodig het, sodat ek dit ook kan hê, sodat ek hulle net as 'n trappie kan gebruik vir verder in die lewe. Met hierdie soort lewe wat ek net om myself dink, neem ek die eer weg, in plaas van my ouers te eer en mense rondom my met respek te behandel en op te bou, dan vertrap ons mense. Al hierdie dinge bring dan dat die mense uiteindelik die samelewing totaal aan die struktuur van 'n gesonde samelewing afbreek. Elkeen vir homself. En al hierdie verdeeldheid en ongelukkigheid wat gebeur, woede, slegte verhoudings, wat werk in ons gesin, in ons huwelik, in ons vriendekring, in ons dorp, in ons land, en oor die wêreld, wat lei tot oorlog. Al hierdie dinge waar mense vir hulle self kyk, nie dink en voel vir ander mense. Hierdie selfgesentreerde goed waaroor ek gaan maak dat ek 'n klomp goed aan gebruik. Hierdie oneerlikheid, selfsugtigheid, die begeerte en ongesonde begeerte en misbruik, al hierdie dinge word die hindernisse tussen my en God, my en my medemens. Dis die goed wat maak dat die gesonde, vervulde verhouding wat God met ons wil hê, geseënde verhoudings, omskakel. Maar God dan, as ons kyk na die skrif, volgende skrif, God dan, dat God sy meesterplan gespeel het, want die kruis van Christus kom red ons. Die boonste, die vertikale lyn herinner ons daaraan, dat Jesus Christus die verhouding tussen ons en God kom regmaak het. Toe hy die sonde wat die groot hindernis was, kom afbreek. Toe hy die straf vir ons kom afweer het, wat God se woede kom vra vir die verwerping. Toe hy gekom het en die straf vir ons kom dra, dat hy hierdie pad weer kom oopmaak. En dat God sy seun Jesus Christus stuur
En as hy in hierdie wêreld kom, is die eerste boodskap wat die Here Jesus het, sy sê, bekeer julle. Bekeer julle. Kom terug. Kry dinge reg. Kom terug en aanvaar die versoening wat ek vir julle bewerk het. Aanvaar die geskenk van 'n nuwe lewe en 'n nuwe begin. En dan gee hy vir ons sy Heilige Gees, dan stort hy sy Gees uit, dan sê hy sal julle herinner aan al die woorde wat ek vir julle gesê het. Hy sal julle sterk maak en bemagtig op die nuwe pad, op 'n nuwe begin. Hy roep ons op, terug na sy woord. Hy sê, ek het nie gekom om enigiets te vervang nie, maar om God se woorde te vervul. My Gees sal julle in my woorde herinner, aan die ooreenkoms, aan al die bepalings, al die gebooie, aan die voorskrifte, hierdie verhouding heel sal wees, en groei, en vervul raak, en vrugte dra. Die Here Jesus wys vir ons, en gee vir ons 'n klomp dinge, waardeur sy liefde en sy genade as ware ons gedurig aan hom herinner. Ons het die doop as die teken van die verbond, dat ons laat dink aan die bloed van Christus, aan daardie lyn, die kruis op hy gestaan het. Die doop wat ons telkens herinner, elke keer ons is 'n doop bywoon, hierdie is die heilige sakrament wat sê, God verbind hom opnuut deur sy seun aan ons as mense. Deur die bloed van die lam aan die kruis het hy 'n nuwe weg en 'n nuwe begin kom waarborg. Hy gee vir ons die nagmaal, dan sê hy vir ons, gebruik dit, en elkeen as jy gebruik dit, onthou my, remember me, dink aan my. Al hierdie dinge, wat vir ons genade geskenke is, om ons te herinner aan hom en sy genade. Hy gee vir ons sy woord, dat ons dit kan lees, dat ons dit vrylik kan doen in ons eie taal, en vryheid wanneer ons dit ook al wil doen. Hy bring ons saam in die liggaam van Christus, in 'n kerk, waar ons kan kom, by mekaar kan kom, en opnuut weer elke Sondag kan hoor, 'n stukkie erns hersiening in hierdie werk, hersiening, en 'n nadink, en 'n meditasie oor my lewe, en waar die dinge verkeerd loop, waar ek kan sien, weer daaroor gaan dink, en dit kruisig, en sê, Here, maak my die diensknegt. Die horisontale lyn herinner ons aan hoe die Here Jesus die verhouding met mekaar kom heel maak. Dat hy vir ons sê, die eerste belangrik is om liefde vir God, sê die Here Jesus, liefde vir God. Tweede een net so belangrik, ook in ons verhouding. So wanneer hy ons verhouding kom herstel, het versoening gebring het met ons hemelse Vader, dan sê hy vir ons, net so belangrik dat ons versoening moet hê met die mense rondom ons. En wanneer hy die versoening met die hemelse Vader in ons oopgemaak het, vir die mense rondom ons, dan leer hy ons om in vrede te gaan lewe. As hy is vergewe mekaar. Dan herinner die woord van die Here ons, en daar in die Ou Testament al is sy, in Jeremia en Jesaja kom sê, julle kom nie te kom aanbid, maar ek gaan nie na julle luister nie voordat julle nie besef, dat daar baie werk is nie. Hy sê, ek hoor, julle kom en kom bid, julle kom en kom offers, sê, maar ek hoor nie
die hulpgeroep van die wees en die weduwees. Sê, wanneer daar vrede met God is, dan kom daar vrede ook en dan word ek 'n diensknegt. Dan soek ek geregtigheid vir almal. Ons kom terug by die liggaam van Christus. Ons word opgeroep om gebruik te maak van dit wat hy in plek sit. Die liggaam van Christus, die kerk, daar waar ons mekaar kom versterk, waar ons kom saam bid, vir mekaar bid, verbintenisse kom maak by die kerk, by die biduur, by klein groepe, wanneer ons as gelowiges by mekaar is, wanneer ons mekaar bemoedig, wanneer ons kan leer en begelei word, en gelei word deur hulle wat dalk sterker in die geloof op die pad van die Here is. God gee vir ons al hierdie geleenthede. Wanneer ons kerk toe gaan en ons Bybel lees en die Bybelstudie groep kom, dan groei ons saam op die pad. Wanneer ons opgeroep word as gemeente om vir die Here diensknegte te kom word, dan begin ons deel word in 'n wêreld waar ons saam droom. Hoe maak ons gesinne, ons huise, ons families, ons dorp, ons wêreld 'n beter plek? Dan sê hy, dit begin wanneer ons die pyn rondom ons sien, wanneer ons kos gee vir die wat honger is, klere vir die wat naak is, tyd vir die mense wat eensaam is, om ons hart begin ontwikkel. Nie meer ek, maar God nommer 1. Nie meer my drome en my wêreld nie, wat ek kan bereik nie, maar hoe ek U kan dien, Here, hoe ek dit wat ek begeer ook wil waarmaak, vir elke een wat in die nood lewe, wat ek leef. Ons sluit af, ons gaan terug na die begin. Hierdie lewe, hierdie verhouding wat God in gedagte het, ons leef hom. En hierdie lewensverhaal is die verhaal van ons sparteling met die struikelblokke en die hindernisse wat op ons pad is. Maar die Here herinner ons en sê vir ons, hy is die een wat ons hand kom vat. Hy het sy seun gegee om hierdie struikelblokke te kom wegvat en die Heilige Gees om ons te kom sterk maak. En ons sê toe empower us om ons te bemagtig. Want die Gees wil vir ons God se woord gee en sê, leef hier volgens, lewe naby my, leef opreg. Fokus op God en God se wil. Skuif die fokus weg van myself. 'n Nuwe lewe is moontlik. Want die kruis was daar. Want God het nooit sy ooreenkoms vergeet nie. God breek nie kontrak nie. God gaan nooit op sy woord kan en sê, ek is God. En hy roep ons en sê, wees my volk. God se beloftes bly staan, want hy is die alles betroubare God. En daarom is dat hierdie een oproep vir ons, as ons dan hoor dat God sê, ek het nie opgegee, as ons kyk na die volgende, God het nooit opgegee sy droom. Hy het 'n kontrak gemaak waarby hy hou. Hy het sy seun gegee om alle struikelblokke weg te neem. Sy Gees sodat ons sterk gemaak kan word. En hy vra vir ons dat ons hierdie kruis en hierdie Jesus en alles wat dit doen ons in ons harte laat opneem. Kruis, die liefde van God. So dit vra vir my en vir jou dat ons moet wegbeweeg, los moet maak van 'n selfgesentreerdheid. Dat ons hierdie prentjie moet kry.
Hy brengt die bergen in die kop, sonde, by Engelse woord, die rooi I, sê, pas op, haal die ek, met die kop uit my sikkel daar. Die Here Jesus het gesê, soek allereers God se koninkryk, God se wil. Alles wat ons droom, sal hy vir ons voorsien. As God gesentreerdheid ons lewenspatroon is, sal ons die vreugde van hierdie verhouding leef. Klim af van jou troonetjie af, ons sit God aan. Steek jou hand uit om by God die nuwe kans te ontvang, vandag, elke dag, die geskenk van vergifnis, die nuwe geleentheid. Maak die beste van dit wat God vir ons gee. Ons geloof, ons kerk, die gemeenskap van gelowiges, die liggaam van Christus, die sakramente, al hierdie dinge, wat God en sy genade vir ons in ons gedagtes bring, hy sê, gebruik dit, is wat God vir ons gee ons te versterk. En as ons dan opreg leef, soos hy vir ons sê, leef opreg, sê hy vir Abraham, vir Moses. Abraham, waar kan ek nou al met Moses? Hy sê vir Abraham, leef naby my, kom my gebooie na, en ek al my verbintenis. Hierdie nuwe lewe, hierdie mooiste verhouding, is moontlik. As ons naby hom lewe, sy diensknegte word, en God gesentreerd dink,